Nou ja, ons verwelkom almal by Kuier om die Woord op hierdie baie spesiale dag wat ons pastoor Mimpie se verjaarsdag vier, sy verjaar môre. Yes. So pastoor Mimpie, ons wil weer vir jou sê baie geluk op jou 17de verjaarsdag. Ag, Wat is daai liedjie wat hulle sing, Sound of Music? I am 16. Nee, you are 16 going on 70. La 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 la. Hoe gaan dit verder? Nee, ek ken nie hoor. Ja, ons wil vir jou weer eens baie geluk met jou verjaarsdag sê. dankie. Ons het nou Sondag vir jou gesing. Ek weet nie of jy wil hê ons moet weer vir jou sing nie. Nee, wat? Ek weet nie. Okay, maar baie geluk en almal wat gekom het vandag hiernatoe. Tensy julle vir my die Spur song sal sing. Wie ken die Spurs song? Hoe gaan hy? Gee my 'n idee. Is dat you'll be rock, you'll be Nee, ek gaan hom nie nou sing. Okay. Nee, goed. Ek is besig om Ons is in Jesaja hoofstuk 8. So pastoor Mimpie sal jy vir ons begin lees so op jou vooraand van jou verjaarsdag. Yes. 'n ander teken van die strafgerig. Verder Waar is die jy nou, Here Mimpie? hoofstuk 8. O, jy lees die opskrif daar. Aha. Jy het my nou heel die mekaar gemaak. Ek kyk nou die vers af verder die Here en jy sê 'n ander teken van die strafgerig. Okay, goed. Verder het die Here aan my gesê, neem vir jou 'n groot tafel en skryf dit daarop met 'n mense griffel. Net nou is daar buit, gou is daar roof. Ek wil vir my vertroubare getuies neem. En hulle is Uria, die priester, Sagaria, die seun van Jeberegia. En ek het na die profetes gekom en sy het swanger geword en 'n seun gebaar. En die Here het vir my gesê, noem hom, net nou is daar buit, gou is daar roof. Nou, ek wil daar bietjie staan. Maria was mos nie 'n profetes nie. Jesus se ma. So praat hy hiervan nou van Jesus se van ma. Jesaja. Oh, interessant. Hy praat van Jesaja se vrou. Ja. Sy was 'n profetes. Ja. Nee. Okay. Hoe dit nou ook al sê. En ek het na die profetes gekom en sy het swanger geword en 'n seun gebaar en die Here het vir my gesê, noem hom, net nou is daar buit, gou is daar roof. Want voordat die seentjie kan roep vader of moeder, sal hulle die rykdom van Damaskus en die buit van Samaria voor die koning van Aser bring. Verder het die Here nog met my gespreek en gesê, omdat hierdie volk die waters van Siloa verag, wat saggies vloei, en daar vreugde is, saam met Resin en die seun van Remalia. Kyk, daarom sal die Here oor hulle laat oorkom, die sterk en die magtige waters van die Efraat. Let 'n bietjie op, omdat die volk die waters van Siloa verag het, wat saggies vloei. Saggies vloei. Water wat saggies vloei, is die Heilige Gees se stem. Nee, is water wat saggies vloei. Praat saggies met jou. Omdat hulle dit verag, sal die Here oor hulle laat opkom, die sterk en die magtige waters van die Efraat, die koning van Aser en al sy heerlikheid, en hy sal bo al sy beddings styg en gaan oor sy walle, met ander woorde oorstromings, en hy sal in Juda instroom en oorloop, tot die nek toe sal hy kom, en die uitbreiding van sy vlerke sal die land in sy breedte vul, o Immanuel. Okay, so hy praat van Immanuel. Ja, En dit is mos die naam van Jesus. Jesus, God met ons. Wat beteken God met ons? So duidelik is dit 'n poëtiese taal. Dit is baie poëties. Apokaliptiese taal. Hierdie hele stuk wat jy nou hier gelees het. Julle weet wat apokalips beteken openbaring. Dis maar net die Griekse woord vir openbaring. Openbaringstaal, met ander woorde. Maar baie ouens hou daarvan sê die apokaliptiese tye is nou hier. En dit klink soos die oordeelsdag. Wel, dit is basies oordeelsdag gewees
in die tyd van Jesus, die geslag waarin hy was. Want Jesus sê hierdie geslag sal nie verbygaan voordat alles gebeur nie. Amen. So hierdie kan ook dui natuurlik na oordeling vir die mense van hierdie tyd van die konings, want dit is mos in hierdie 4 konings. Nou hierdie is vir ons ook taal en vir ons aanwysing hoe die Here werk. As 'n leier korrup gaan en 'n leier begin droog maak en die mense in daai land begin swaar kry as gevolg van die leierskap wat swak is en boos is, dan kom daar altyd 'n soort van 'n oordeel teen hulle, tot vandag toe. Maar die Bybel praat meer van die simboliese taal nou wat ons moet verstaan. Kyk, die Ou Testament is belangrik, jy moet simboliese taal verstaan, sodat wanneer jy die Nuwe Testament lees en wat Jesus gesê het, dan verstaan jy wat Jesus bedoel. Amen. Dan gaan 'n ou nie heeltemal way out en jy begin fabels verkondig, veral oor die laaste dae en die eindtye nie. OK, so dis goed om hierdie taal hier op te merk, hierdie poëtiese taal, en ons sien dat hierdie profeet, alhoewel dit honderde jare voor die tyd was, kon vooruit sien. So dis die Here alleen wat kan vooruit sien, wat deur hom werk en dan hierdie boodskap gee. En net julle wat regtig moeite doen om woordstudie te doen en die hele Bybel te verstaan en veral die simboliese taal sal weet en sal snap. Sê amen. Die ander mense wat nie die Bybel self vir hulle self lees nie en sommer enige ander boeke lees, veral oor die eindtye, gaan heeltemal dit verloor. Ek sê, kom ons kom terug almal na die Bybel toe. Ons leer die simboliek in die Bybel, hoe die Ou Testament gepraat het. Die Nuwe Testament praat nie vreemd van die Ou Testament nie. Dit herhaal wat die Ou Testament slaag gesê het. Ons weet mos uit sê sy naam gaan wees Immanuel, staan in die Nuwe Testament, God met ons. En dis 'n wonderlike begrip daai om te besef, God is nie net met ons nou nie, hy is binne in ons. Nou, op hierdie oomblik. OK, vers 9. Het jy 'n verwysing daar gekry, Pastor Mimpie? Yes, ek kyk nou hier rond en albei. OK. Vers 9. Vers 9. Maak geraas oor volke en stort in mekaar en luister alle ver plekke van die aarde. Gord julle en stort in mekaar. Gord julle en stort in mekaar. So eintlik kan jy nou al die van ons wat nou die Nuwe Testament ken en wat Jesus al gesê het, né, vir al die baie prediking wat ons nou daaroor gehad het die laaste tyd, sal nou verstaan. Jy lees hierdie Bybel en verstaan jy nou, want jy kyk met 'n Nuwe Testamentiese bril. Stort in mekaar. Ons weet uiteindelik in 70 na Christus is alles in mekaar gestort. Die ou bedeling, die korrupte bedeling. OK. Neem 'n besluit en dit sal verydel word. Maak 'n afspraak en dit sal nie tot stand kom nie, want God is met ons. Nou ja, hierso Bietjie van 'n konandrum. Ja, maar ek dink meer, hy praat nou hierso 'n trooswoord vir die mense wat regtig met God moeite doen, né? Wat regtig bid en wat regverdig lewe. Alhoewel die ware regverdigheid het eers gekom toe Jesus dit volmaak gemaak het in die 3 dae kruisoperasie, toe ons almal ingetrek het. So miskien is hierdie, alhoewel hierdie dit rof gaan vir die kinders van die Here, kan sê Immanuel, God is met ons. Miskien kan 'n mens dit so ook sien. Ja, vers 11. Ek dink so, ja. Want so het die Here met my gespreek, toe sy hand my oorweldig het en hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie. Met die volgende woorde. Met die woorde: jy mag nie alles 'n sameswering noem wat hierdie volk 'n sameswering noem nie. En jy mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees of verskrik wees. So duidelik, hierdie volk Baie duidelik. is weg van die Here af. Ja. Hulle is nie in Immanuel nie. Hulle het afstand van die Here. Dis goddeloosheid. En daarom pas hierdie nou baie mooi. En hy sê hierso, en julle mag nie bevrees wees vir hulle wat hulle vrees of verskrik wees nie. Nou vandag kan ek dit amper so sê. Hier's soveel mense, veral in baie moderne kerke, wat die heeltyd gebombardeer word met die eindtye. Dis asof hulle die hele tyd die wêreld nuus, hierdie predikers. Kyk wat in die wêreld aangaan, hier's 'n oorlog, daar's 'n oorlog. Dis nou wat gaan gebeur. En dan vat hulle nou die wêreld gebeure en dan wil hulle Bybel toe gaan en gaan soek hulle nou skrif wat daarby pas. Dit hoort nie so nie.
Jy lees eers die Bybel en jy snap dit en jy verstaan dit. En jy verstaan ook die tydsglewe van die Bybel. En veral wat Jesus gesê het. Dan kyk jy na wêreldgebeure. Verstaan julle dit? Eers die woord, sê almal eers die woord. Dan kyk jy uit. Dan is jy nie bevrees soos hulle bevrees is nie. Vang julle dit? Ek vind so baie mense deesdae wat angs en bevrees het, veral hulle wat in sekere kerke hier in die dorp is, wat hulle die hele tyd gebombardeer word, dis die ou tyd, veral nou met die paus, die nuwe paus. Nou moet jy hulle hoor. Hulle het skrifte ook nou gevind. Dis nou die antichrist, hoor, dis nou die laaste van die laaste. Ag, asseblief. Al daai dinge wat hulle nou so oor te kere gaan, het in die eerste eeu reeds plaasvind. Jesus sê, hierdie geslag sal nie verbygaan. Groot verdrukkinge toe plaasgevind. Nee, as 'n skriftelike bewys, as ons eendag lesse doen daaroor, sê jy sien. So wat lê vir ons voor? Daar gaan altyd verdrukking wees. Op die oomblik het die mense in Gaza ontsettende verdrukking, nogal veroorsaak deur die sogenaamde Israel. Vang julle wat ek sê? Onskuldige kindertjies en ou mense en mense wat nie eens by die oorlog betrokke is nie, ly nou daaronder. Iets is nie lekker in hierdie wêreld, veral die nou gryp die godsdienstiges dit, en hulle maak daarvan klein geld, en hulle gebruik dit, nou ja, soos ons Sondag genoem het, hulle gebruik dit om mense vrees in te boesem, en as jy mense kan laat vrees, kan jy hulle beheer, en dis presies wat die duiwel doen. Maar ons, hier staan, en julle mag nie bevrees wees vir hulle vrees of verskrik wees nie. Hallo julle. Hulle is bang vir ander goedes waarvoor ons bang is. Ja, hoe sê jy? Ons mag nie bang wees vir dit wat die wêreld voorbring. Ja, daar sê, pragtig. Vang julle. Want ons het net vrees vir een persoon en dis God. Vrees, respek. En weet jy wat, respek vir die Here. Ja. En as Immanuel, God in jou, by jou, het jy al die antwoorde, stem julle? Dan vrees jy nie. Volmaakte liefde, het ons verlede Sondag gesien, dryf die vrees uit. En hy wat nie volmaak geword in die liefde nie, sit nog steeds met vrees. Nou julle weet hoe werk, jy kan nie volmaak wees in liefde nie, jy is dit klaar. Jy moet dit net glo, en jy moet dit elke dag bid oor jouself. Jy is nou daai boom wat geplant is by waterstrome. Wat doen? Vrugte van Galasiërs 5:22 dra op die regte tyd. Blydskap, liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, sagmoedigheid, goedheid en getrouheid en selfbeheersing. Bid dit oor jouself, sê ek is dit klaar. Want die Here sê jy is dit. Immanuel sê jy is dit. Hy is binne in jou, hy is dit. En hoe meer jy met hom te doen het, en hoe meer jy jou gebede op hom rig, en gebede is eintlik om die woord te bid, Psalm 1, oordink die woord, dag en nag, dan word jy dit al hoe meer, en dan groei jy tot volle volwassenheid tussen jou ore, volwassenheid waarvan? Van liefde, geloof, en volmaakte liefde, dryf die vrees uit. So as ons mense teekom wat vreesagtig is, veral oor die wêreld gebeure, dan weet jy wat dadelik, wat is hulle behoefte. Ons gaan nie oor ons kinders nie, ons gaan hulle nie sleg sê nie, ons gaan hulle troos. En ons gaan verlede Sondag se les gebruik van onder die invloed wees van die Heilige Gees. Nie onder die invloed van vrees nie, nie onder die invloed van wêreldgebeure nie, maar van Jesus Christus, die oorwinnaar wat binne in ons is. Sê amen, wat liefde is. Goed. Baie mense is as jy die meeste mense buitekant vra, waarvoor is hulle bang, dan sê hulle is bang om dood te gaan. En hy sê daar juist, uit vrees vir die dood, het hulle hele lewe lang om dood te gaan is niks. slavernij. Om dood te gaan is niks nie. Dis die maklikste Jy ding. lewe reeds ewig as jy Jesus aangeneem. Ja. Om fisies dood te gaan is net 'n gradeplegtigheid. Ja. Wie wil gaan vir 'n gradeplegtigheid? Yes. Jy moet dit net nie in jouself doen. Jy sê, party mense wil so graag doodgaan dat hulle wil seker maak is hulle in die hemel of is hulle in die hel. Nee, ek dink nie jy moet dit so doen nie. Ja. Neem Jesus aan, neem hierdie woord aan, want Jesus is die woord. Neem hom elke dag aan, met pyns die woord, dag en nag. Dan sal jy wees soos daai boom wat geplant is by waterstrome, die liefdesboom wat die vrugte dra van die Gees. Ek dink dit was Smith Wigglesworth, wat 'n groot godsman was,
wat vir sy seuns gesê het, ek gaan môre 10:00 huis toe. Sê hy vir sy seun. En hulle dog, okay, hy gaan na sy ou huis toe. Jy weet, waar hy voorheen gaan bly. En Toe was hy al diep in die 80. Sy diep in die 80. Smit Wigglesworth, dit is 'n ander ou. Ek kan nie nou op sy naam kom nie. Maar maak nie saak nie, kom ons sê 'n groot godsman. ja, en hy het op sy stoel gaan sit en sy Bybel gelees en gebid. En die kinders dink, okay, nou wanneer gaan hy nou in sy kar klim en huis toe gaan? En toe hulle op die horlosie kyk, sien hulle dis 10:00. Dis sit hy in die stoel. Dis hy weg. Ja, maar pastoor, ons het al mense sien wat swaar aan die kant toe gaan. Luister, moet nie bang wees as jy moet gaan nie. Enige een van ons kan enige tyd gaan. Die Heilige Gees is met jou, die trooster. Yes, Hy amen. help jou, hy is ook 'n helper, né? Amen. En hy help jou vinnig deur. En ons het nou verskeie Wow, daai getuienis van Roei. getuienisse van mense wat na die ander kant toe gegaan het. Het julle ook al geluister, julle kry dit, maar is nou deesdae maklik. As julle agterkom, kinders van die Here, daar's dadelik hulp. Oomblik as jy in daai situasie ingaan wat jy nou moet gaan. Moenie bang wees daarvoor. Wees eintlik opgewonde. Want jou gees en die Heilige Gees in jou sal weet, dis nou tyd, jy gaan nou. Is julle met my? Ons gaan daai getuienis van Roei. En dan, wat daai mense sê dan is, selfs as jy nou moeilik gaan, as jy daar aan die ander kant kom, dan is jy onmiddellik verlos. So, en die Heilige Gees is nog in jou en by jou en hy help jou deur. En daar's engele van die Here ook. Ja, Roei, my skoonseun se vader is oorlede. Nou kom hy vertel hy nou, ons is toe baie trots op hom, want dis daar in Uitenhage. En hy het toe nou afgereis en toe, alleen. Stella kon nie saamgaan nie, want sy moes vir Joshua seun en die ander goed by die huis versorg. Toe ry hy nou maar alleen so toe. En toe hy nou daar kom, toe met die familie wat daar was, toe reël hy sommer die begrafnis sommer uit die huis uit, en hy doen dit. Want hy het sy skoonpa gesien, toe ons Kalk se begrafnis Ja. gedoen het, sommer so in die huis. So trots op En hom. hy het gesien hoe ons dit doen, toe doen hy dit. Lees hy 'n stukkie die woord uit, en hy laat almal 'n bietjie gesels oor dit, en hy so 'n diens gehou self daar. Toe sê ek vir hom, wow, nou is jy die nuwe pastoor van die kerk. Nou moet jy bedank daarso en afkom en terugkom hiernatoe. Bah, sê Stella, moenie nou idees in sy kop sit nie. nou vertel hy sê, daai was dit die oggend gewees. Vertel jy dit, jy dink jy net mooi beter. Ja, hy sê, so 3 dae voor sy pa se dood, het hy elke oggend 5:00 dan staan hy op en dan bid hy, en dan kry hy vrede, en dan bid hy, en dan kry hy vrede, en bid hy, en dan kry hy vrede. Maar daai maandagoggend, sê hy, Stella staan nog in die badkamer, sy is besig om haar hande te was, en toe sy omdraai, toe sak hy op sy knieë voor die bed, en hy bid. Iets wat hy nooit eintlik doen nie. Skielik net, op daai oomblik. Ja, hy bid baie, maar hy gaan kniel nie baie nie, want dis nou in die oggend. Ja, en hy het gesê, hy het dat 'n skielike swaarigheid oor hom gekom. Ja, en hy bid toe, en hy bid, en hy, tot hy voel, ja, okay, nou is dit weg. Daar's 'n release, ja. Dis nou weg. Jy weet hy, dis alles reg. En hulle gaan sit in die sitkamer, en sy kyk vir hom, maar sy sê toe sy vir hom kyk, toe sien sy maar, hy is op 'n stasie. Jy weet, Onder die invloed van die Heilige Gees. Ja. Ja. sy sê, want hy is, soos in, weet, en die telefoon lui, en hulle sê, jou pa is nou net dood. Onmiddellik lei die telefoon. Jou pa is nou net dood. So, sien julle mense, as ons Emmanuel, God met ons, die hele tyd het, wie wil dit glo? Want dit is waar. Wie glo daarin? Yes, amen. Dan, as daar enige van jou geliefdes skielik iets oorkom, dan gaan jy dit dadelik weet. Ons het 'n groot huis, Piet, julle bly ook in so 'n huis, staalkonstruksie. As jy een kant in die huis op die staal kap, dan hoor jy dit in die hele huis dit. Soos ons almal geconnect, verbind Amen. aan die Here. En aan mekaar. Jy sien, ons het nie wifi nodig nie.
Ons het 'n ingeboude goddelike Emmanuel met ons wifi in ons. Dis Kolossense 1 uit ons bekwaam gemaak om met hom kontak te hê. En dis wat Rui ervaar het, want hy's 'n kind van die Here. Dadelik, dat's fout. Hy voor die hele huis wat daar iemand het hierdie kant geslaan en hy hoor. En hy gaan dadelik en hy bid. En ek weet dis wat gebeur het. Sy pa, wat gebeur het? Hulle stap in die mall, sy pa, met sy vriendin, want hy mos nou hy's 'n weewenaar, ja. En skielik wil hy val. En hy raak nou en hy kop is vreeslik seer. En hy gryp so aan sy vriendin en hy sê help my. En toe geval, né? En op die grond toe gegaan. En onmiddellik dood. En op presies daai tyd het Rui, Emmanuel, God met ons, Heilige Gees, wat oral is, met almal verbind is, hom dadelik gesê, bid. En hy was gehoorsaam, want hy is sensitief vir die Heilige Gees. En hy het gebid. En weet jy wat? Sy pa het Daar is nie leiding nie. Dis baas vinnig deur. Amen. Hallo julle. Ja. Ons het 'n groot Yes. werk vir die Here. Ons nie sommer hier juis nie. Die Here is binne in ons, Emmanuel. Hallo julle. Daarom moet ons sensitief raak. En hoe raak jy sensitief? Deur die woord. En deur gereeld te bid. En julle weet nou, ons het Bid julle in nou tale, aangemoedig yes. om dit weer te bid in jou hemelse tale. En nou luister ek my eie boodskap. Kortkort moet ek die boodskap stil maak en dan bid ek eers in tale. Hallo julle. Ek is so aangeskakel nou met dit. Want weet jy wat? Jy verstaan nie wat jy sê nie. Maar in die gees bid jy verborgenhede. Geheimenisse praat jy met die Vader. En die Vader weet beter as wat ons weet. So ek wil almal van julle aanmoedig, word gevul met die Heilige Gees. Baie van julle is klaar gevul met die Heilige Gees, maar jy laat net nie daai vrymoedigheid om daai te laat uitkom. Dis klaar daar. Daar is al vir jou gebid. Nou hierdie Sondag gaan ons julle help en ons gaan verduidelik hoe om die Heilige Gees te ontvang met die spreek en ander tale. Okay. Ek gaan my getuienis vertel, Pastor Mimpie. Weet nie hoe besig gaan jy wees hierdie Sondag nie, maar ek wil graag hê jy moet jou getuienis ook vertel. Ek doen dieselfde as wat plaas. So hierdie is pragtig, né? En ek is trots op my kinders dat hulle, jy weet, kontak het met die Here. Goed. Waar is ons nou? Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig. Ons is nou by vers, ekskuus. 13. En laat hy julle vrees en hy julle verskrikking wees. Onthou nou, ons hoef nie die Here te vrees nie. Ons het respek, oneindige respek vir die Here. Nee, dis nie dat ons staan in bewe voor die En as jy wil vrees, vrees liewers die Here. Ja. As jy enigiets anders vrees. Maar soos Pastor Mimpie sê, daai vrees is gaan meer respek. Dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die twee huise van Israel. Nou, ek dink dadelik aan die hoeksteen, waar hulle sê, Jesus is die hoeksteen, maar party mense het dit 'n steen geword waarteen hulle stamp, nee, want hulle wil dit nie aanvaar nie. Mense wat Ja, dit oordeel dit. Ja. Om Jesus aan te neem, dis veral nou vir die Jode, né? Hier kom Jesus, seun van God, wat vir my vreeslik mooi is, Johannes 1, hy wat in die boesem van die Vader is, het gekom en homself geopenbaar, en hulle het hom nie aangeneem nie. So hier kom Jesus, seun van God, God self, en hy openbaar homself, sy natuur, en daar's wonderwerke en tekens, en hulle verwerp hom. Wow. So daai steen wat die hoeksteen is, het vir hulle eintlik nou 'n oordeel geword. Het jy nou 'n verwysing wat jy wil na gaan kyk? 'n Vangnet en 'n stryk vir die inwoners van Jerusalem. So eintlik hier kom dit, dis nie die ware vyand vir hierdie situasie wat ons in die Bybel lees, was nie van buite af nie. Die ware vyand was binnekant. Was die volk Israel self. Die verbondsvolksmense self was hulle eie grootste vyand. Vandag het ons dieselfde probleem. Daar's nie juist vyande nie. Jy raak jou eie grootste vyand.
jou eie sienswyse. Kom nou mense, kom laat ons Jesus laat heers in ons sienswyse. Hy verwys na Romeine 9:33. Okay, lees dit vir ons. Hierdie een. Hy sê, soos geskrywe is, kyk ek lê in Sion 'n steen van aanstoots en 'n rots van struikeling, maar elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Kan julle sien hoe pragtig nou, jy ken die Nuwe Testament, Ja, en nou lees jy die Ou Testament Jesaja, en jy, omdat jy met die Nuwe Testamentiese bril lees, voel dit vir jou is nog steeds hier in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Is dit nie lekker nie? Baie mense lees die Ou Testament en sê, oh, dis boring. Maar ons nie. Ons het die Heilige Gees in ons, wie Jesus verteenwoordig, en ons is lief vir Jesus, ons ken die woord, Jesus is die woord, ons ken die Nuwe Testament, en die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid, en nou lees ons Jesaja, dit is pragtig, want die profetiese boek gee vir jou nou meer prentjies en types, dit kleur dit vir jou nog beter in, en jy snap dit nou nog beter. Goed, vers 15. vir die twee huise van Israel, 'n vangnet en 'n stryk vir die inwoners van Jerusalem. En baie onder hulle sal struikel en val, en verbreek en verstrik en gevang word. Ek wonder wat bedoel met die twee huise van Israel. Kyk, ons weet, Israel was basies verdeel. Jy kry Juda, en dan kry jy Juda en Benjamin wat saam is, en dan was die 10 ander stamme is meer noordelik. Nou weet ek nie of dit dalk daarna verwys nie, of kan dit dalk wys na die tweede huis as die nuwe Israel, die nuwe tempel, wie ons is. Sal nie weet nie, ons gaan 'n bietjie verder lees, ons kyk. Jy kyk nog iets daar? Nee, ek is bietjie vooruit, lees jy maar so bietjie. Okay, ons is nou by vers, wat? 16. Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge. Ja, dit kom ooreen met die wet wat op kliptafels geskryf is, word met die doping met die Heilige Gees, wat ontvang het nou in ons harte geskrywe. En wat is die wet? Die wet is tweedelig, die eerste deel is liefde vir God, en die tweede deel van al die 10 gebooie is liefde vir jou medemens. So daai liefde van die Here, daai liefdesnatuur, is nou in jou hart geskrywe. Nou weet jy, as jy die woordjie hart gaan bestudeer in die Hebreëse taal en in die Griekse taal is dit kardia, beteken dit eintlik ook jou sienswyse, gedagtes, denke en gemoed wat jou siel aandui. So, waar word die wet en die liefde van God, die natuur nou ervaar? Tussen jou ore. Amen. So jy kyk nou na mense op 'n ander manier. Jy sien mense nie meer as dis ons en julle nie. As jy na die supermark stap of 'n plek waar daar baie mense is, maak nie saak wat se mense daar is nie. Swart, wit, rooi, blou, groen. Jy sien hulle almal as jou familie. Amen. Dis jou mense. Hallo julle. Amen. Jy hou van almal. En weet jy wat, as jy daai sienswys begin kry van Kolossense 1:28, stel almal volmaak voor in Christus Jesus, kyk wat sy effek het dit. Oral waar jy beweeg met jou vriendelikheid, met jou geduld, met jou blydskap, en jy is eintlik 'n persoon wat aanneemlik is. Jy neem almal aan, en almal voel dit dadelik aan. Mense onmiddellik. Dis asof die mense respond. Hulle is jou familie. Pastor Miepie gaan daar in Pep en sy moet vir haar ietsie kry daar vir die winter. Sy kry 'n bietjie koud en wil vir haar West gaan koop daar. Nou wie van julle wat in die Pep store ingegaan het hier in ons dorp, jy kry vinnig jou item, maar jy staan baie lank in die tou om te betaal vir die item. Nou staan sy daar. Nou sit ek buite in die karretjie. En nou weet sy, ek moet sit nou daar, en dis nou baie intonig vir my. En nou staan sy daar, en nou staan daar 'n swart man wat agter haar staan. Dierbare, vriendelike man. En vertel jy dit? Ja, ek begin toe nou praat, want voor my staan 'n jong dame met haar ou babietjie, 'n swart dame met haar ou babietjie, en vra vir haar wat noem sy die kind, en so, en 'n man agter my staan ek mee in gesels, ek sê, "Jo, hierdie rye is weer lank vandag." Hy sê, "Ag, mee, jy moet net geduldig wees." Ek sê, nou staan ek nog, en nou staan ons gesels. Ek sê toe nou nader van my, ek sê,
vergewe my, ek sê, maar hy praat Afrikaans, ek sê vergewe my, ek neem nie aanstoot nou dat die tou so lank is nie, maar my man sit in die kar, en ek weet hy kry warm nou, en ek wil nie hy moet so lank sit en wag nie, ek sê so, ek gaan my pakkie nou hier neersit, hoor, ek sê so, as die security nou vir jou vra, nou waar gaan sy nou, dan sê jy net, sy sê nee, die tou is te lank, jy weet, hy sê, hy kyk my so, hy sê, maar die ding wat jy in jou hand het, jy het dit nodig, mos. Hy sê, staan nog so bietjie. Ek sê, nee man, maar ek worry nou oor die ou man, wat in die kar sit. Hy sê, hy sê, Waar praat jy nou? ja, hy sê, hoekom bel jy hom nie? Hy sê, bel hom net en sê vir hom die tou is lank. Ek sê vir hom, ek het nie nou airtime nie, ek is nie nou by die wifi. Haal sy foon uit. Hy sê, wat is een tatie se nommer? Ek sê vir hom, wat is die nommer? Hy bel, geef my die foon. Hy sê, praat met jou husband en explain to him, dat die tou is bietjie lank. Hy sê, maar ek kan nie op jou foon nie, dis jou Hy sê, ek sê, Jan, ek staan in 'n lang tou, gaan nie lank wees nie, hoor, dankie, Kobai. En, En ek sit daar in die kar, ek weet sy het nie, daar, waar het sy nou airtime gekry? en, so dierbaar, ek sê vir my, weet jy, dis nou vreeslik dierbaar van jou. Hy sê, moenie worry nie mee, hy sê, ek staan hier so en bid, ek is ook 'n kind van die Here, hy sê, jy gaan sien, hierdie tou gaan nou, hy gaan vinnig beweeg, en so waar is vet. Mense, dis wat ons ervaar. Ek draai weet, julle het ook getuienis, ja. Ek draai om, en hier gaan die tou. Die ewe skielik kry die tou spoed. Ja. Ek sê, jong, maar weet jy wat, jy was nou so 'n blessing vir my. Ek sê, ek kan sien jy is 'n kind van die, ja, ek is in 'n kerk en welkom, en daar gesels ons nou rond uit 'n bos uit. Maar, Jy's in 'n kerk en welkom. hy is in 'n kerk en welkom. Ek wil net sê, En, ek het nie geweet, jy het ook toe van kerk ek nou daar uitgaan, toe is ons nou dik vriende. Jy weet, maar as 'n vreemde persoon, hy sê vir my, mami, ons is almal Christene, ons moet mekaar ondersteun. Kan julle sien, oral is ons familie. Wow, ondersteun. En, is eintlik lekker om te lewe, sê amen. Dis mooi, ja. Sien almal as jou vriende, nie as jou vyand nie. Ek dink dit het tyd geword in ons land, dat ons ophou na mekaar kyk as vyande. Yes. Kyk na mekaar met nuwe oë. Yes. Jy sê, ag nee, maar ek kan nie, dit is so. Weet jy wat, jy doen jouself meer skade, want jy het dit in jou kop. Jy het oorlog in jou kop, jy het verdeeldheid in jou kop. Mense, dis nie meer as ons en hulle nie, dis net 'n ons. Ons bid dan nou, ons se Vader, bid ons nie so nie. Dis nie 'n my se Vader, of julle se Vader nie, dis 'n ons se Vader. Ok, vers wat? 17. Vers 17. Ek sal wag op die Here. Nou hierdie wag op die Here, gaan vir my saam met They That Wait Upon the Lord shall renew their strength. Die lied wat ons sing. Nou jy kan sê van wag. Wag beteken invleg. Kan ek net hierdie hele vers lees? Lees net die hele vers vir ons. En hy sê, En ek sal wag op die Here, wat Yes. sy aangesig verberg vir die huis van Jakob en op hom hoop. So hierdie mense, die huis van Jakob, hulle beweeg weg van die Here, maar nou sê hy, ek sal Wag op op die die Here. Ja, dit is natuurlik Jesaja 40. maar hy wat op die Here wag. Ons het dit al so baie vir julle verduidelik. Hy wat op die Here wag kry, nuwe krag en vaar op met vleuels soos van arende. Nou daai woordjie wag beteken nie jy sit net en wag nie. Daai woordjie wag beteken die gedagtes van die Here invleg. Dit beteken invleg. Sê almal invleg. Wie van julle weet as jy 'n ding vleg, dan maak jy hom ontsettend sterk. Ja, as jy 'n tou maak, As jy moet jy verskillende vleg. toue vat en jy vleg hulle in mekaar en gaan jy hulle onbreekbaar maak. Hy sê hy wat die gedagtes van die Here of die woord van die Here, dis Jesus, in jou gedagtes invleg. Nou wat vleg mense in hul gedagtes en alle nonsens en vrees, want hulle leen hulle ore uit vir die verkeerde plek, of hulle luister na 'n verkeerde prediker wat die hele tyd vrees wil inboesem. Maar as jy luister na woordprediking wat vir jou sê, Emmanuel, God is met jou, hy is in jou, en jy begin snap wie jy is, en die prediking sê, verduidelik vir jou wat die woord sê wie jy is, en jy vleg God se woord oor jouself in jou gedagtes in. Wow!
hoe sterk raak jou gedagtes nie. Want dit is ingevlegte, Yes, goddelike gedagtes in jou gedagtes. En dan is jy soos 'n arend wat uitvlieg. Yes. Wat doen 'n arend? 'n Arend vlieg hoog en hy kyk af en hy sien die hele wêreld hier onder hom. Nou ek vertel dit al so baie, as ek Johannesburg toe gaan destyds, ek het nie 'n GP of niks gehad nie. GPS gaan. Dan soek ek nou die plek. Ek ry 2 ure, 2,5, 3 ure Johannesburg toe, dan ry ek 8 ure daar rond om die plek te kry. En dan nader as ek so moeg met my ou kloppie karretjie, dan dink ek, nou moet ek net uitkom hierso. Ek gaan nou sommer terug. En dan soek ek nou die uitgang en dan sukkel ek om te kry. En skielik sien ek hier's 'n bord. OVS, Vrystaat. Dan sê ek, nou, daar gaan ek. En dan volg ek nou die Vrystaat borde. Maar weet jy wat, as ek net soos 'n arend kon uitvlieg. Bo Johannesburg. En van bo af sien sê, daar gaan ek, daai paadjie, daar gaan daar, vang julle dit. Mense, moenie vasgevang word in jou vrees en jou omstandighede nie. Want al wat jy kan sien is problems. Nee, wag op die Here. Vleg sy gedagtes in jou gedagtes in. En pastoor, hy weet nie hoe nie, wel, vat hierdie woord van vandag. Luister dit oor en oor. Vat Sondag se woord, vat al die woorde wat jy al gekry het, die lesse. As jy nie op dit is nie, of jy wil daar wees, laat my weet. Ons sit jou op WhatsApp en ons stuur vir jou sommer dit dadelik in 4 kort deeltjies, sodat jy dit kan luister. Ek weet nie wie van julle hekel of brei nie. Ja, maar as 'n mens hekel en brei, ek het dit al baie gesien, dan hekel ek of ek brei dit en dan was ek nou die ding, hang ek om nou op die draad so klaar is, en dan sien ek, daar's van my hare wat ingebrei is. Het julle dit al gesien? Waar is dit ingebrei? In die stuk Hekelwerk. ding, hekelwerk wat ek gebrei het, jy weet. So daar's 'n mimpie in daai trein. Daar's DNA in. Daar, jy sien. Maar dis wat hy bedoel, maar vleg dit in, laat dit deel raak van jou DNA, die woord van die Here. En dan sê hy hierso in Habakuk 2 vers 3, maar ek wil vers 1 lees. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op die skansmuur my stel. En ek wil speur om te sien wat God in my sal spreek. Wow. Nou dis gebeur as jy kan stil raak in die Here en in sy woord. Wat God in my sal Spreek. Ja. Ja. Piet, lyk of jy iets gekry het. Ja, jy sê ek sal wag op die Here en hy sê ek sal op hom hoop. Ja. Met ander woorde, wat sê die woord, geloof is die bewys van die dinge wat ons hoor. Ja, bewys van die dinge wat ons nie sien. Ja. So die hoop is daai prentjie. Ja. So ek gaan wag vir hom en ek gaan 'n prentjie kry. Yes. En ek sien Amen. hoe hy van my dit doen, Ja. hoe hy van my dat doen, Ja. en so aan, sodat my geloof kan werk. En wat jy daar sê, van wat ek sien. pragtig. En wat jy daar sê is Dis baie net die oulik. volgende vers. As jy wag op die Here praat met ons in video's, Ja. en prentjies. Ek wil net sê Ja. video's. Ja. Wag op die Here met sy woord. Die woord maak jou los. Die woord vat die vrees uit, dryf die vrees uit. Nou begin, as jy vrees, kan jy nie dink nie. Ja. As jy ook vrees, slaat jou kop toe. Maar as jy kan ontspan in die rustigheid van die Here deur sy woord, begin jou kop oopgaan en jy hoor en jy sien die stem van die Here. En jy gaan hom nie hoor soos ou Samuel hom gehoor het, die Here hom geroep het nie. Die Here praat met prentjies en video's met ons. Jy sal sien dinge gaan net voor jou verbygaan en dan begin die Here met jou inspraak in jou lewe gee. Eers wat jy sê. Vers 2 Van wat? van Habakuk. Ja. Toe antwoord die Here my en sê, Vers 2 skryf die gesig op en grafeer dit op tafel, sodat jy dit in die verbygaan kan lees. Habakuk 2 vers 2. 2. So, die prentjie wat die Here vir jou gee van die oplossing van whatever jou probleem is, wil die Here vir jou, hy wil vir jou daai prentjie gee. Hy sê, skryf dit op, teken dit, skryf dit op tafel, sodat jy in die verbygaan dit kan lees, want dit is alles deel van die invleg. So, jou kop, dan word jou kop sterk, mense. Dit Sterk word met deel van God se jou DNA. gedagtes. En hoe sterker jou kop is van God se gedagtes woord, omdat jy dis wag op die Here. Baie mense sit net en wag en doen niks. Nee, jy wag op die Here deur die woord in te vleg, die gedagtes van die Vader in jou gedagtes. Dan raak jy
super bewus van God se prentjies en video's. En hy wys jou presies wie jy is en wat jy moet doen. En dan roep dinge wat nie bestaan nie. Wees As dit geduldig. bestaan. Jy sien, wat mense doen, hulle roep hulle vrees. Hulle roep die dinge wat om is die hele tyd. Ek was bang dit gaan gebeur. Ag nee, alweer dit. Ag nee. En al wat ons kan praat is oor die ag nee. Nee, maar as jy liewer stil raak in die woord en jy is sterk tussen jou ore met die woord, dan begin jy God se gedagtes al hoe meer en meer hoor in sy stem, sy spesifieke woord vir jou. Sy spesifieke woord vir jou word genoem die Griekse woord rema. Hy gee vir jou 'n rema woord, 'n spesifieke woord vir jou vir die oomblik en jy kry daai krag van die Here. Om nie net vir jou nie, want ons is nie selfsugtig nie, ook vir die mense in jou lewe. Nou, vers 3 sê, want die gesig sal nog duur tot op 'n vasgestelde tyd, maar dit spoed tog na die einde toe en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag. Hou aan vleg. Jy sê, ag, dit wil nie gebeur nie. Ja, ek raak nou benoud. Nee, vlug in die woord in. Amen. Sê amen. Amen. En as jy nie self die woord kan ontdek om so nie, jy sukkel dalk nog daarmee, sit jou WhatsApp aan. Jy bestuur ek het al weer uitgevee. Ai, shame. Ai, shame. Nee, luister dit oor en oor. Moenie daai woord uitvee nie. Jy moet bestuur, my foon is te vol. Ja, is te vol vir ander nonsens wat jy afgelaai het. Nee, laat dan net hierdie woord sê. Jy moet bestuur, is nie 'n plek nie. Gaan na die, ek sal jou help. Kom na my toe. Ek sal vir jou 'n kaartjie koop en dan noem dit 'n watse kaartjie wat jy in jou foon sit. 'n memory card. Hallo mense. Rig jou lewe in op die woord. Leef bly in die woord, bly om die woord. Los al die nonsens en die twakkies. Ja, maar bestuur, ek is baie lief om hierdie politieke goed te kyk en wat in die wêreld gebeur. Ek dink miskien met jy terwyl jy nou jy sukkel met vrees. Dos dit 'n bietjie, sit dit bietjie af en sit die woord op jou ore. Sê amen. Ja. Amen. Okay. Dan natuurlik, vers 19. En as hulle vir julle sê, raadpleeg, hy? 18. Hier is ek en die kinders Gee gou vir haar stoel. wat die Here my... Okay, moenie nou praat nie, ons vang op hierso, hoor. Kom sit. Okay, kom sit, ons is amper klaar. Kom sit, dan kan jy gesels. Gee Hier gou vir haar is stoel. ek en die kinders wat die Here my gegee het. Tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel. Vanweë die Here van die heerskare wat op die berg Sion woon. Ja. En dan vers 19. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van die afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie. Moet vir die lewendes, die dooies gevra word. Pragtig, dit onderskryf dit alles baie mooi. Gaan jy gou ekskuus tog. Moenie nou praat nie, julle gaan sommer daar buite praat, hoor. Ek kan nou iets sê van waar sy hersenfontein vertel. Ja, ag, weet jy, daar's so baie mense wat nie God se aangesig soek nie, maar eerder gaan na die fonteinverteller wat met sy karavaan hier in die dorp gestop het, né? En dan gaan dan drink julle saam tee en dan as jy klaar tee gedrink kan sy jou blare lees van die teeblare of so iets. En met die koffie ook nogal, was ek nie weet koffie by agter nie. Maar in elk geval, hulle sou eerder sulke goed gaan luister, of hulle hardloop na die Samgomas toe. Destyds toe ons onder ons gehad het met sekere familielede, toe het hulle, was toe my op haar plaasie geërf het en ons probeer om af te sny van die ander af, toe het van die familielede gegaan en 'n Samgoma gekry om teen ons op te tree. Kan jy dit glo? Hulle is skerpe mense, maar hulle reële Samgoma. En wat die Here toe nou so oulik doen, hierdie Samgoma bly toe nou hier reg oor die kerk, eventually. Okay. En ek gaan nou nie sy naam noem nie. En ons loof en prys ons erg hier, so die hele buurt kan dit hoor. En dan bly hy op die stoep naderhand gaan sit. En dit begin om naderhand, die salwing het om naderhand nou begin
raak, want hy hoor die gesing en die salwe. En een oggend kan hy dit nie meer hou nie. Hy spring op met die hele sak vol munte. En hier storm hy in die kerk in. Ek moes die diens stop. Hy sê, ek kan nie meer help nie, ek kan nie meer, die Here het my gesê, ek moet nou hierdie geld kom gee. En hy sit dit daar op die tafel neer. En hy wil weer uit. Ek sê, nee, kom, sit. En ons bedien die woord verder. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. En hy het ingeskakel. Ja. En nie lang daarna nie, toe het selfmoord situasie, probleem gehad, en Pastoor Mimpie het gegaan, hy het met sy revolver gesit, hy wil homself skiet, sy het nie vrees gehad nie, sy het ingegaan, sy het hom bedien, en hom gevul gekry met die Heilige Gees, en het begin spreek in vreemde tale. En dan wil hy weer die geweer vat, die revolver vat, en sy sê, spreek in vreemde tale, bid. En dan bid sy saam met hom. Toe vat sy nader die pistool weg en sit hom een kant. En hy het so gegroei naderhand in ons gemeente, toe eendag te vertel hy vir, hy sê, ek moet jou iets vertel, weet jy, daai familie van jou, het my kom vra, om julle te toer. Kyk hoe kom het uit. Is dit nie interessant nie? Ek vertel dit vir julle, as jy 'n kind is van die Here, as jy beskerm, al weet jy nie alles wat aangaan nie, al weet jy nie wat mense beplan om te doen nie, die einde van die dag, sal die Here hulle tot bekering neem, as gevolg van jou bediening. Sê amen. Amen. Nou ja, waar is ons nou vers? Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen daggeraad het nie. So die woord van die Here, dis wat ons moet praat, dis wat ons moet spreek. Moenie jou vrees spreek nie, moenie nonsens spreek nie. Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger, en as hulle honger het, sal hulle in die toren uitbreek, en hulle koning en hulle God vloek, dan sal hulle na bo kyk. Okay, eventually sal hulle daarom seker na bo kyk, en die Here soek. Sê amen. So, ek gaan nie mense kritiseer wat dit klink asof hulle God vloek nie, hulle is so te neergedruk en hulle is so onder die omstandighede. Ons hou aan bid vir hulle. Uiteindelik gaan hulle die oë na bo het en hulle gaan God soek. Ook die aarde aanskou en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees, in jammernag en donkerheid is hulle gedrywe. Want nie langer sal dit donker wees daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Sebulon en die land Naftali in veragting gebring, en in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see toe, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Is dit nie mooi nie? Ons sien hoe kan ons Nuwe Testament wat so goed ken, toe sy volk Israel hom nie wil aanneem nie. Baie het hom aangeneem, sommige het, maar meerderheid het nie. Wat het die Here gedoen? Toe gaan dit oor na die heidene, na die see. See altyd in die Bybel simboliese taal, kyk ons snap, simboliese taal verwys na ander nasies. Amen. So het iets gekry vanmôre. Yes, amen. Amen. Vader, ons dankie vir u woord, ons dankie Here dat ons so saam kon wees. Ons dankie Vader, hierdie woord gaan by ons bly, en ons gaan al hoe meer begin bid in die Gees, in ons vreemde taal, ons hemelse taal, en van die van julle wat nog sukkel daarmee, asseblief, luister hierdie Sondag se les, in Jesus naam. Vader, dankie vir alles, in Jesus naam. Almal sê, amen.